Welkom by Afrikaans vir almal. Welcome to Afrikaans for all. Les 17. Onthou, jy lees saam en jy praat saam. So, kom ons fokus op die Afrikaans. Inkopies en geld in Afrikaans. Wie? Beginners. Almal. Enige iemand. Inhoud. 1. Inkopies en geld woordeskat. 2. Tipes inkopieware. 3. Praat oor pryse. 4. Winkelgesprekke. 5. Taalwenke. 6. Lewenswenke en 7. Afsluiting. Dan ons metode bly presies dieselfde as in die voorafgaande lesse en dit sal nog heel party end uit so gaan. Metode 1. Luister. 2. Praat saam. 3. Herhaal alleen. 4. Oefen en gebruik. En het jy saam gelees? Goed, as jy nie saam gelees het nie, dan weet jy, jy kan nie wen as jy nie saam lees nie. 1. Woorde vir inkopies. Pas die woorde by die regte items en onthou, lees asseblief saam. Al die pad. Shopping. Kom ons lees eers die woordeskat. Shopping is inkopies, reg? Koop is dieselfde as betaal. Ek kan nie koop as ek nie betaal nie. Ek moet betaal om te kan koop. Ek het geld. Lees jy saam? Asseblief, moenie agterraak nie. Volgende ene is nie note nie, dis note, soos in banknote. Munte, dit is die coins. Reg? Ons gaan elke dag winkel toe. Bring die trolley of die waantjie. Ons kan sê in Engels shopping trolley, dan sit Afrikaans inkopie trolley of inkopie waantjie. Die eiers is vandag uitverkoop. Sy koop nuwe klere. Goed, onderkant hier, kom ons lees net gou hierdie woorde wat hier is. Kontant is dieselfde as cash. Daar's T-hemp, T-shirt. Daar's buying is the same as paying. Ons sal nou sien wat pas daar. Notes, soos in banknotes. Money, soos in geld. Coins, soos in munte. Dan broek, pants, skoene, shoes. Clothing is klere, maar ons het nog nie 'n maat nie. Hy gaan nou bykom. The eggs were sold out. Goed, nou kyk ons gou wat pas waar. Koop, betaal is die volgende ene. Hy pas hierby. Buying equals paying. Dis korrek. Dan kontant cash het ons. Nou gaan ons kyk waar gaan ek het geld. Oor moet by die geld wees. Sit hom daar neer. Ek het geld. Lees weer saam met my asseblief. Ek het geld. Goed, mooi so. Note, banknotes. Daar sê, munte het ons gesê is coins, right? Sit hom daar. Ons gaan elke dag winkel toe. Waar is die winkel? Links onder. Sit hom daar waar die winkel is. Goed, en daar's 'n trolley ook, en dit sal die volgende ene wees, reg? Bring die trolley of die waantjie. Lees jy saam met my? Bring die trolley of waantjie. Dan, hieronder is eiers, so dis al waar daar die een heen kan gaan. Lees saam met my asseblief. Jy moet seker maak jy hou by. Ons lees. Die eiers is vandag uitverkoop. Goed, kom ons sit hom daar. En dan die laaste ene is hier by die klere. Sy koop nuwe klere. Daar sê, ons is klaar met hierdie skyfie. Hou jy by? Asseblief. As jy moet terugkom hiernatoe, doen dit. Asseblief. Hou aan, probeer totdat jy selfvertroue het. Dit sal kom. 2. Tipes inkopieware. Categories of shopping. Nou ons het woorde hierso, daar regsbo is groceries. As jy sien ons weeklikse kruideniersware, wat is groceries in Afrikaans? Dit is kruideniersware. Sê dit saam met my, kruideniersware. Kom ons breek hom op, kruideniersware. Maklik om te sê. Vat net jou tyd, leer dit, sê dit 'n paar maal, dan sal jy dit beter kan uitspreek. Goed, pas die woorde, lees saam met my asseblief, pas die woorde by die regte items.
ons weeklikse kruideniersware. En ons gaan dit nog nie pas nou nie, kom ons lees net eers deur die sinne. Kos of voedsel vir die liggaam. Huishoudelike items vir skoonmaak. Lees jy saam? As ek bietjie vinnig vir jou, kom ons lees weer die laaste ene. Huishoudelike items vir skoonmaak. Klere vir mooi aantrek. Harde ware vir doen dit self take. DIY, jy weet waarvoor dit staan? Do it yourself. So die Afrikaans vir DIY of do it yourself is doen dit self. Goed, ons het nou hier so food, iets moet daarby pas. Ons het household items, iets moet daarby pas. Ons het clothing en dan het ons hardware vir DIY. So kom ons sit die pasmaats uit. Die eerste ene, ons weeklikse kruideniersware. Nou dit is daarbo om dit by groceries af te paar. Dan kos of voedsel vir die liggaam. Hier is al die kossoorte, eiers, brood en al die ander, melk. Daar's lemoensap ook daar. En daar's vleis. Ja, daar's baie. Alles is nie daar nie, daar's baie meer, maar hierdie is genoeg om dit mooi duidelik te maak. Goed, huishoudelike items. Dis wat jy nodig het om die huis skoon te maak en aan die kant te hou. Lees saam met my, huishoudelike items vir skoonmaak, vir cleaning, reg? Goed, klere vir mooi aantrek, waar gaan dit heen? Aha, hier onder by die klere, dit ken jy al goed. En dan die laaste ene is, harde ware, nie hardware nie, harde ware, sê weer saam met my, harde ware vir doen dit self take, tasks, né? Of jobs. Lees weer saam met my, harde ware vir doen dit self take. Mooi so. Daar sê. Goed, nommer 3. Praat oor pryse. Pas die woorde by die regte items. Kom ons kyk net eers gou-gou hoe lyk die items hieronder. Ons het melk, onderkant dit het ons sjokolade, sê saam met my sjokolade, in Engels chocolate, in Afrikaans sjokolade. Dan regs daarvan in die middel onder is lemoensap. Dis korrek, lemoensap, jy het dit. Heel regs bo het ons backpack. Nou wat is dit in Afrikaans? Pack is my rug en pack is 'n sak, so dit is rugsak. Ons kom nou daarby. Expensive, ons gaan nou sien wat dit is. Bargain, R25. Brood, dis reg, dis brood. Dan heel onder regs het ons toothbrush, tandeborsel, sê bietjie agter my aan, tandeborsel, dit is daarbo, ons gaan dit nou lees. So kom ons pas nou gou elke ene by sy regte, die regte bewoording by die items. Die brood is vandag goedkoop, lees asseblief saam met my. Die brood is vandag goedkoop. Hoe so? 2 brode vir R25. Dit is 'n winskoop. Lees weer. Die brood is vandag goedkoop. Hoe so? 2 brode vir R25. Dit is 'n winskoop. Nou as jy gaan kyk daar, by brood is daar die woord bargain in Engels. Die Afrikaans daarvoor is winskoop. Ek wen as ek koop. As ek R25 betaal. Normaalweg vir 2 brode gaan jy tot soveel as R40 of R42 betaal. Hierso R25, so dis goedkoop, as jy 2 koop. Hoeveel kos die rugsak? Dit kos R500. Nou vir party mense is dit baie duur, maar vir party mense is dit billik. Dit beteken dit is goedkoop, of dis nie te veel nie. Dit is duur vir my, sê hierdie persoon. So jy besluit of dit goedkoop of duur is, maar dit kan 'n goeie rugsak wees, 'n goeie gehalte rugsak, good quality, dan sal dit billik wees, dan sal dit goedkoop en reg, die prys reg wees. Wat is die prys van lemoensap? Het jy saam met my gelees, kom ons lees weer. Wat is die prys van lemoensap? Hoeveel is dit? R22 vir daai botteltjie lemoensap. Goed, die volgende ene. Is sjokolade goedkoop? Jy besluit self. Is sjokolade goedkoop? R30. Nou dit hang af waar jy dit koop. Ek was vandag by Spar gewees, ek het gesien wat vra Checkers,
Ek weet wat vra hulle as jy dit by Makro koop. So verskillende pryse, verskillende plekke. Jy bepaal of jy daarvoor sal betaal of jy dit sal koop vir daardie prys. Goed, volgende ene. Hoeveel sal ek vir melk betaal? Lees saam met my daardie sin. Hoeveel sal ek vir melk betaal? Daar sê hy mooi so. En dit is hoeveel? R20, dis korrek. Die laaste ene. Wat kos die tandeborsel? Die tandeborsel, die prys wat hulle aangee, daar is R40. Kan jy goedkoper tandeborsels kry? Ja, ek glo so. Kan jy duurder tandeborsels kry? Ek is seker daarvan. Goed, so toothbrush, sê saam met my. Toothbrush in Afrikaans is tandeborsel. Ek borsel my tande, I brush my teeth. Nou, jy het dit. Okay, het jy saam gelees met my? Asseblief, moenie agterraak nie. As dit te vinnig is, stop die video en kyk weer en praat weer saam. Maar moenie dit laat verbygaan nie. Nog 'n ding, asseblief, as jy weer by jou maat kom, dan praat jy van jou tandeborsel, jy vertel vir hulle. Hoekom? Want jy moet hierdie woorde in elke dag se taal leer gebruik. Nommer 4, winkelgesprekke. Ons is nou in die winkel. Lees die volgende dialoog saam. So die eerste ene wat ons hier het, is die klant. En sy sê, verskoon my, maar dit is 'n manier om aandag te vra, as jy in 'n winkel instap. Jy kan ook sê ekskuus, maar ekskuus klink amper of jy jammer is vir iets. So, verskoon my is 'n baie handige woord of uitdrukking om te gebruik, 'n frase, en dit is nie 'n volle sin nie. Kom ons lees daar, klant, verskoon my, ek benodig 'n blou T-hemp. Jake, lees jy saam? Ja, hierdie een kos R100 na afslag. Klant, is dit 'n medium grootte? Jake, dis nou die verkoopsman. Ja, inderdaad. Dit beteken ja, definitief. Nou gaan ons regsoor. Hier's Jake nog steeds besig. Hierdie denim is R150 na afslag. Onthou, afslag is discount. Tweede keer, afslag is discount. Afslag, ek slaan 'n deel van die prys af, sê nou maar so. Goed, kom ons lees. Jake, hierdie denim is R150 na afslag. Klant, dit lyk goed so. Of dit lyk so goed. Dit staan R250 vir albei. Die klant is besig om te kontroleer of om maar seker te maak. Sy sê, dit is R250. Ja, dit moet wees, want is 100 plus 150 is 250. Goed, kom ons gaan nou na die finale skerm of prentjie hier onderkant. Klant, lees jy saam asseblief, moenie agterraak nie, en moenie moed verloor nie, asseblief, hou moed. Aldoende leer mens, jy word elke dag beter. Klant, ek betaal met my bankkaart. Sy gee haar bankkaart, of sy het getik, ons sê in Engels tap, en dan sê betaal. Jake, alles reg, is daar nog iets, vra hy. Sy sê, klant, vereers nie, baie dankie. Jake, dis my plesier. Kom loer gerus weer in. Die klant antwoord, ek sal so maak. Totsiens. Nou hierdie woorde is groetwoorde en dit is hoe 'n mens in 'n winkel optree, so dit is regte winkeltaal wat ons hier praat. Alles reg, is daar nog iets? Goed soos daardie, baie dankie, jy's altyd vriendelik en hoflik en nie stuurs of onbeskof nie. Dis my plesier, die winkelman moet so sê, want hy moet jou tevrede hou. Kom loer gerus weer in, dis 'n manier om te sê, okay, please come back again. En dan die klant, ek sal so maak, en dan groet vriendelik totsiens. En jy wil nie terugkom, of moeilikheid hê in die winkel, en dan kan jy nie terugkom nie, dan voel jy wil nie weer so toe teruggaan nie. So, hou alles altyd baie, baie respekvol in die winkel. Goed. Nommer 5 is taalwenke. Pas die uitdrukking by die regte prent. Nou kom ons kyk wat is daar op die bord afgedruk. Wil is want,
Dit is in enige taal. Yo quiero, as jy na Spaans toe gaan. Yo quiero is, ek wil hê. Ek wil kos koop. Ek wil 'n hemp hê. Nou mense is nie altyd so direk nie. Jy is baie meer, kom ons sê, vriendelik of baie meer respekvol. Jy sal sê, ek wil graag hê, of wat ook al, ek wil hê, klink baie kort af. So, het nodig is need. As jy nou Spaans leer, soos wat ek gedoen het, dan sê jy yo necesito, dan beteken dit ek het nodig. So ek het brood nodig. Lees jy saam met my? Ek het skoene nodig. Miskien praat jy met jou ma daaroor en jy sê, asseblief, ek het skoene nodig. En jou ma sê, ja, ek sien, jy het skoene nodig. Dan gaan jy winkel toe en dan gaan koop jy skoene. Goed, negatief, nie. In Afrikaans het ons 2 maal nie. Ek wil dit nie koop nie, ek het dit nie nodig nie. Jy gaan nie koop wat jy nie nodig het nie. So, kom ons oefen net daardie sinne daar. Ek wil dit nie koop nie. I don't want to buy it. Miskien is jy bietjie omgekrap, miskien is jy omgeellie oor iemand aan mekaar vir jou sê, jy moet dit koop. Jy koop dit nie as jy dit nie wil koop nie, dit is jou besluit. En as jy dit nie nodig het nie, dan moet jy dit nie hê nie, dan moet jy nie vra daarvoor nie. So, ek het dit nie nodig nie. Sê so, ek het dit nie nodig nie. Nou hier is mooi maniere om dit nou vir almal te stel. Pas die uitdrukking by die regte prent. Waar gaan nee dankie pas? Kom ons kyk. Ja, by die hand. Jy steek jou hand net so op, polite, sonder om iemand kwaad te maak of kwaad te wees. Jy sê net, nee dankie. Ek het alles wat ek nou nodig het. Daar's nou 'n klomp goed op die toonbank en jy het niks meer nodig nie. Jy het gekom vir die melk en die suiker en wat is dan nog in die koffie en ek het nou alles wat ek nodig het. Kom ons lees weer daardie sin. Ek het alles wat ek nou nodig het. Net wat jy nou nodig het, koop jy. Niks meer nie. Ek wil dit nie hê nie. Hierdie man is baie beslis. Kyk sy arms. Ek wil dit nie hê nie. Lees jy saam met my? Asseblief onthou, dis jou oefening. En hoe meer jy oefen, hoe beter word jy. En hoe meer gereeld jy oefen, hoe gouer word jy beter. Goed. Baie dankie vir jou vriendelike diens. Waar sal dit wees? Nadat jy klaar betaal het en reg is om te loop. En dan, totsiens. Goed, daar's enetjie wat oorbly. Ek pak dit vir jou in. Dit gaan daarna toe. Ek pak dit vir jou in, links onder. So kom ons kyk net gou vinnig weer na die sinne. Lees saam met my asseblief van bo na onder en dan van links na regs. Ek het alles wat ek nou nodig het. Gaan ons links onder. Ek pak dit vir jou in. Lees jy saam? Asseblief, jy moet saam lees. Baie dankie vir jou vriendelike diens. Dan gaan ons regs oor. Nee, dankie. Ek wil dit nie hê nie. Totsiens. Daar's hy. Mooi goed so ver. Goed, 6. Regte lewenswenke. Plaas die sinne langs die regte persoon. Nou hier het ons nou vir jou 2 name bygeskryf of dan 2 byskrifte. Die een is die klant. Ons praat nie van 'n kliënt nie. 'n Kliënt is as jy na 'n sielkundige of 'n dokter toe gaan. 'n Dokter sê jy pasiënt wees natuurlik. Maar as jy na 'n winkel toe gaan, dan sit jy is eintlik die klant. En die persoon agter die toonbank kan een van 'n paar goed wees, 'n verkoopsdame of dit kan 'n winkelassistent wees. So kom ons sê klant, winkelassistent. Goed. Wie gaan sê dit kos R50? Kom ons kyk. Goed. Verskoon my, wat kos daardie plant? Ons moet eintlik eers daar begin. Die gesprek, die klant praat eerste. Dan antwoord die winkelassistent of die verkoopsdame, sy sê dit kos R50. Goed, nou antwoord die klant en sy sê, goed, ek neem dit, baie dankie. Dit is goeie winkeltaal. Dis hoe 'n mens respekvol met iemand praat. Na die baie dankie moet daar plesier kom. My plesier. Sê weer, my plesier. En dan
Die volgende is, nou groet hulle. Totsiens, wie sê dit? Die klant. En dan sal die winkelassistent seker ook sê, ekskuus. Nou gaan ons onder toe. Ekskuus, waar is die suiker? Die klant praat eerste. Waar is die suiker? Dan antwoord die winkelassistent of die vloerbestuurder, dit kan ook wees 'n vloerbestuurder, the floor manager, dis in ry 4 links in die begin. Daar is hy. Goed, kan ons die sinne gou weer keer lees. Ons lees saam aan linkerkant alles en dan weer regterkant alles. 1, 2, 3, saam met my, né? Verskoon my, wat kos daardie plant? Goed, ek neem dit, baie dankie. Totsiens, ekskuus, waar is die suiker? Nou gaan ons regterkant oor. Dit kos R50. My plesier. Dis in ry 4, links in die begin. Hou jy by? Mooi so. Indien nie, maak dit bietjie stadiger, stop, en dan speel jy aan sodra jy bygekom het. Ons is by die afsluiting. Nou, dis belangrik om dit hier te sê, alles wat 'n mens in 'n winkel kan doen, het ons nie vandag gedoen nie, want onthou, ons kan net soveel op 'n keer doen, maar wat ons gedoen het, is 'n baie goeie begin. So, kom ons sê gou, ons gaan op die linkerkant se lys af. Lees nou asseblief weer saam met my, onthou ons moet hierdie ding mooi klaar maak, né? Ek ken belangrike inkopiewoorde. Volgende, nommer 2 sal ek maar sê, ek kan vra, wat kos dit? Nommer 2, ek kan oor pryse praat. Wat is dit? 4, ek kan 'n gesprek in 'n winkel voer. En dan die laaste een op die linkerkant is, ek kan beleefd wees, beleefd is vriendelik, en beskaafd, civilized in Engels, beskaafd, beleefd is friendly, you're courteous, goed, beleefd, sê weer saam met my, ek kan beleefd wees, en goeie kliëntediens toon. Nou, dit is eintlik klantediens, maar kom ons hou maar by kliëntediens, customer services, of iemand behandel met respek. Goed, baie dankie, jy is nou gereed om inkopies te doen. Onthou, kom ons lees regterkant, verskoon my, ekskuus, baie dankie, my plesier. Hierdie eenvoudige woorde maak 'n groot verskil. Sal jy dit onthou? Oefen elke dag Afrikaans, hoe meer jy praat, hoe beter word jy. Sterkte met jou Afrikaans, en moet nooit moed opgee nie. Onthou, taai mense, tawwe mense, when the tough get going, or when the going gets tough, the tough get going. As dit moeilik gaan, dan moet jy weet, jy is op die regte pad. Jy gaan daar deurkom, dit gaan makliker word. Jy sal sien, dit werk so. Baie dankie, totsiens. Totsiens, sien julle gou weer.